Goeiemôre vriende, dit is vandag Dinsdag 8 April 2025. Ek wil nou net vir Pieter sê, Pieter, baie dankie vir die tyd wat jy vir my ingestaan het. Ek waardeer dit ongelooflik baie hoor. Vriende, kom ons raak net so vir 'n wyle stil in die teenwoordigheid van die Here. Vader God, baie dankie vir die wonderlike voorreg om met U te mag praat as ons God en Vader. Die wonderlike voorreg in hierdie lydenstyd, Here, om te weet dat Jesus vir ons kom sterf het aan die kruis. Ons as gebroke, sondige mense, wat verlos is deur Jesus Christus op grond van genade alleen. O Vader, niks wat ons kan doen of kon sê, kan ons red nie, alleenlik geloof in wat Jesus Christus vir elkeen van ons gedoen het aan die kruis om vir ons sondes te sterf. Vader, sodat elkeen wat hom aangeneem het, 'n kind van hom genoem kan word. Dankie vir die oorvloedige genade. Dankie, o Vader, dat U Heilige Gees vir ons gestuur het om ons te help onder watter omstandighede ook al. En ja, kom bely ons en kom vra ons ook om verskoning, dat ons baie keer nie luister na die stem van die Heilige Gees nie, maar opsetlik om een kant toe plaas en ons eie gang gaan. Almal vir ons doen dit. Vader, dankie vir die sagte hart dat U ons nog nie van hierdie aarde af weggevee het nie. Here, ook in hierdie tyd wat voor ons lê, met al die uitdagings, Here, in die wêreld, Here, met al die onsekerheid in die wêreld, kom vra ons vir die Here, wil U nie ook in hierdie tyd vir ons 'n kalmte en 'n rustigheid gee nie. Ons kom vra ook vir ons wêreldleiers, Here, wat ons eie leiers insluit, Here, om vir hulle in hierdie tyd wysheid te gee. Jy's in 'n tyd van onstabiliteit, Here, dat U vir hulle 'n wysheid en 'n diep vrede sal gee en vir hulle sal wys deur U Gees wanneer om wat te doen. Dankie Vader dat ons na U toe kan kom vir wysheid en vir raad. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Pieter het met julle gekom tot en met Spreuke 20 vers 13 het hy by julle gekom. So ek gaan nou so 'n bietjie aan. Ek gaan hierso mee stil staan by vers 18. By vers 18. Miskien moet ons by vers 17 begin tog, maar ek wou nie eens nie daar begin nie, maar kom ons begin daar. Daar staan die volgende: kos wat oneerlik verkry is, smaak miskien goed, maar agterna sal jy klippe kou. Né, so vriende, en dit is so, né? So wanneer die mense oneerlik is, wanneer jy met oneerlikheid omgaan, dan is dit aanvanklik lyk dit of alles goed gaan, hè. Dit lyk as jy mense wat bedrog pleeg of wat ook al, as jy so oppervlakkig kyk, lyk dit of dit goed gaan. Maar vriende, later as hulle uitgevind word en wanneer die reg sy gang gaan, dan is dit mense wat ontsaglik swaar kry. Al wat Spreuke dit sê, besop daarvoor. Besop daarvoor, dit lyk miskien en dit smaak miskien goed, hierdie kos wat deur oneerlikheid gekry word, maar besop, agterna is dit bitter, né? Hy gebruik kos maar net as 'n metafoor uit die aard van die saak hierso. So dit is die een. Ja, dan gaan ons aan, vriende, dan sê hy hierso in vers 21, ek gaan sommer die twee aan mekaar link. Dan kom sê hy, besittings wat oneerlik verkry is, maak jou op die lang duur nie gelukkig nie. Maak jou op die lang duur nie gelukkig nie. Besittings wat op 'n eerlike manier verkry is, maak jou op die lang duur nie gelukkig nie, né? Ek dink dit spreek van self, vriende. Daar's altyd daai spanning binne in 'n mens. Daar's altyd daai stemmetjie wat hier agter jou sit as jy hierdie tipe van goeders doen, hè. So dis wat die Spreukedigter sê, wat ek hom hoor sê is, dit is net nie die moeite werd nie, né? Moenie dit doen nie. Kom sê hy.
En dan die twee ander goed waarmee hy natuurlik gelink is Spreuke 20 vers 10 en Spreuke 20 vers 23. Spreuke 10 sê die Here het 'n afskie van mate en gewigte wat nou sis en dan so is, né? Wanneer jy ook oneerlik is. En dan kom sy in vers 23, die Here het 'n afskie van gewigte wat nou sis en dan so is, dieselfde as vers 10 wat hy sê, 'n skaal wat nie reg weeg nie, is vir God nie goed nie. Is vir God nie goed nie. So al wat Spreuke digter ek vir ons hier kom sê is, weet julle, kom ons lewe nie oneerlik nie, kom ons lewe eerlik, what you see is what you get, kom ons doen sake op so 'n manier, en kom ons gaan so met mense om, dat jou ja is, jou nee is, en dat mense nie hoef te twyfel aan dit wat ek en jy doen nie. Ek dink is so belangrik, dat 'n mens, en ek dink ons begin dit al hoe meer in hierdie wêreld sien, né? Dit wat vir ons baie logies is en is nie meer so logies in die moderne wêreld nie. Waardes is ontsettend belangrik. Waardes is ontsettend belangrik. Daarom is eerlikheid is een van die belangrikste waardes. Respek is een van die ander baie belangrike waardes, né? Om respek te hê, om eerlik te wees, om respek te hê vir iemand anders. En die vriende, ek dink respek is seker een van die grootste dinge wat ek dink wat waardes aanbetref wat belangrik is in die tyd. Respek van kinders teenoor ouers, respek van ouers teenoor kinders, respek, liewe vriende, vir jou oupa en jou ouma, vir jou onderwyser, vir jou lektor of wat ook al. Die oomblik as respek gegaan het, wanneer ons waardes gaan, dan gaan alles, né? En eerlikheid is een van daardie waardes, om eerlik te wees, om te doen wat reg is 'n waarde wat ek en jy altyd moet nastreef. So wat ek maar net hoor kom sê, die Spreuke digter vir ons in hierdie amper sê, kom ons sê nou maar 4 verse, dis sê, weet jy, wees te alle tye eerlik met wat jy doen. Of dit is met jou vraestel, of dit is daar by die werk, wanneer jy die telefoon nie moet gebruik vir persoonlike gebruik nie, maar vir werksgebruik, wat ook al. Eerlikheid op alle vlakke is belangrik. Oneerlikheid lyk aanvanklik asof dit lekker werk en lyk hy ou gaan goed, maar jy is nie by hom wanneer hy deur daai spanning gaan, mense gaan hom uitvind, dinge gaan verkeerd hardloop en so aan nie, né? So kom ons kyk baie mooi daarna dat ons te alle tye in wat ons sê en wat ons doen, eerlik sal wees met dit wat ons doen. Ek dink dis my 5 sent vanoggend. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus Christus se genade ervaar en die Heilige Gees se nabyheid ervaar. Amen.